Dag en baie welkom hier by ons. Ons hoop julle is almal lekker tuis en gemaklik en geniet dit saam met ons ook met hierdie diens. Verjaarsdagwense wat ons het hier, 15 November Wilna Skols, 16 November Boetie Barend Kemp en Wessel Olivier en die 17de November is dit Christa Strydom. Ons gebedstema vir hierdie week, sonder u genade kan ek niks doen nie, Here, verander my om al meer soos u te wees. En ons teksgedeelte is Deuteronomium 11 vers 1 tot 12. Ons het dooplidmaatskap ontvang van Hendrika Johanna van Straten. Ek dink sy was in Nooiboshof gewees. En nou van Straten vanaf NG Kerk Mindalor. En dan op ons voorbiddinglys bid ons vir Tossie, Elsje Kritzinger en haar dogter Cecilia wat nog ongesteld is en met wie dit nie goed gaan nie, en ons dink ook aan Lorette Tooi. Sy is daarin by die huis, het haar laat weet, so ons is ook dankbaar daarvoor en ons hoop dat sy ook sommer binnekort baie beter sal wees. As daar enigiemand anderste is, gelukwense, ongesteldheid, wat dit ook al mag wees, ons bid, ons sê dankie vir die gelukwense, ons sê geluk, en ons bid ook vir daai ongesteldhede en die ander bekommernisse wat daar is, ook dat die Here vir jou sal dra en sal ondersteun. Kom ons begin met die woorde, daarna die seëngroet, en dan gaan ons lekker saam sing, lied 197, Wonderbare Koning. Here God Almagtig, dit is heerlik om in u geselskap by mekaar te wees. Dankie dat ons u kan loof en prys en kan dien. Dankie dat ons u kan ken, dankie dat u ons ken. En dat u moeite met ons doen, soos wat ons ook vandag weer in die woord gaan hoor. U doen graag moeite met ons. En dis so 'n wonderlike voorreg. Ons aanbid u, ons loof en ons prys u, en ons gee al die lof, al die eer, al die aanbidding in ons lewens aan u, Koning van die konings, Here van die Here, aan u, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God die Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam, Wonderbare Koning. Wonderbare Koning, heerser oor die schepping, ons bring u ons lofgesange. Deur die goedheid, Vader, kan ons tot u nader, is ons diepste hartsverlangen. Laat dit wat ons dien, opstyg na die koning, wonderbare koning. Loof om hemelhoë, loof om berg en dale, daar's geen einde aan sy werke. Loof my siel die Here, bring hom dank en ere, hy is die onmetlik sterke. Hef hom hoog, hart en oog, wie kan nooit op aarde hierdie prys waardig. Ja, jong mense, kinders, jong kindertjies, sit nader, spits daai ore, en ons lees gou uit Johannes 3 uit, Johannes 3, vers 12 tot 17. Ai, kan julle glo, ek dink is hierdie lesie vandag, en dan dink ek is dit volgende Sondag se lesie, dan is ons klaar vir die jaar. Dan is die jaar verby met al sy ops en afs, en die dinge wat ons gepla het, dan is die kindermoment ook klaar. En man, dan is die vakansie ook al weer amper om die draai, en Kersfees ook, en al die lekker dinge, né? So, kom ons luister gou die laaste ene, hierdie lesie van vandag sê, pas op vir slange, Johannes 3, Johannes 3, vanaf 12, staan daar,
Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Vers 14 sê, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. So luister daar, Moses het die slang hoog op 'n paal gesit. Ons gaan nou oor daai slang 'n bietjie weer gesels. Of nou so gesels daaroor, maar so moet die Seun van die mens ook hoog op 'n paal gesit word. Snaaks, ek gaan nou vir jou verduidelik waaroor dit gaan. Die ander gedeelte wat jy by die huis saam kan lees 'n bietjie is Numeri 24 vers 4 tot 9. En daar lees ons nou 'n baie interessante ding. Ons sien hoe die volk Israel daar in die woestyn, as ons daar lees, deur slange gepik word. Moeilikheid, né? Giftige slange. En dan is hulle baie benoud. Nou voordat ons aangaan, dat ek eers nou gou vra, wie van julle is bang vir slange? Wie van julle is bang vir slange? Ja, baie mense bang vir slange, né? Mens moet bang wees vir slange, versigtig wees vir slange. Dit het nou niks met die preek te doen nie, maar is tog vir my belangrik om dit tog te sê, versigtig wees vir slange, bang wees vir slange, maar moenie sommer net slange doodmaak nie. Hulle het ook 'n rol in die natuur. Maar goed, daar sê ek het dit nou gesê, kom ons gaan aan. Goed, hulle word nou bang vir hierdie giftige slange, want hulle sommer net pik. En die Here sê vir Moses, kry 'n paal, maak 'n slang van koper, sit hom op die paal en laat die Israeliete na die paal toe kyk, na die slang toe kyk, en dan sal hulle gesond word. En dit klink ook vir ons snaaks. My genade, ons moet nou hier na 'n koperslang kyk om gesond te raak. En die doel was daarvan dat daai paal is hoog. Die slang is die beeld van dit wat verkeerd is, wat verkeerd gedoen het, want die slang het hulle gepik omdat hulle weer ongehoorsaam aan God was, né? En die slang word daar gesit, en soos wat hulle na die slang kyk, wat gebeur? Jy kyk op, en hulle kyk eintlik na die Here toe. So die Here wil eintlik vir hulle sê, besef dat ek julle help, dat ek julle red, en dat as julle gehoorsaam is aan my, as julle opkyk na my toe, dan help ek julle, en ek staan julle by. En as die mense dan opkyk, dan word hulle gesond, en hulle is nie meer siek van die slang wat hulle gepik het nie. Nou wat gebeur nou later in die Bybel? Dan sien ons dat hierdie mense ongelukkig later dit verkeerd verstaan het. Hulle dink is die slang wat hulle gered het. En so begin hulle, die Israeliete baie jare later, die slang ook aanbid. Hulle maak 'n afgodsbeeld van daai slang. En dan moet die Here weer met hulle raas en vir hulle sê, dit gaan nie oor die slang nie, julle kan nie afgodsbeelde aanbid nie. Julle moet my alleen aanbid, dit gaan oor my, ek wou gehad het, julle moes opkyk na my toe en my raak sien. Weet julle, liewe kinders, maats, ouers, so gaan dit in die lewe ook. Jesus, sien ons in Johannes staan, is ook aan 'n paal, dit is die kruis, is 'n verwysing na die kruis, ons weet mos, Jesus het in die kruis vir ons gesterf, en baie mense kyk vas aan die kruis, hulle verhef die kruis, hulle dink die kruis red hulle, dis nie die kruis wat ons red nie, dis die een wat aan die kruis gehang het, dis Jesus Christus wat self God is wat red. En as ons die kruis sien, dan kyk ons verby die kruis, ons kyk op, die kruis help ons om op te kyk na God toe, en te sê, die Here red, die Here help vir ons, hy wil ons vrymaak van die verkeerde dinge. Laat ons dit altyd onthou, en dat ons so vashou in die Here, en hom aanbid, en getrou is aan hom, en dat die gevaar, wat so slange en skerpioene, wat dalk giftig kan wees, die slegte gevaar in die lewe sal wegbly van ons af, die sonde en die dinge sal wegbly en ons die regte lewe vir God kan leef. Ons gaan lekker saam sing, lied 292, my enigste troos in lewe en in dood. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop.
ek hoop jy het lekker saamgesin. Ons gaan nou verder lees uit Matteus 20 vers 20 tot 28 en gaan ons saam lees en saam stil raak, laat ek net eers vir ons ook 'n gebed doen. Here, dankie vir die woord, dankie dat ons kan hoor, dat ons moet opkyk na U toe, dat U ons graag wil help, ons wil red, ook van die sonde, ook van die ewige dood, en vir ons die ewige lewe wil gee. Here, ons is so dankbaar daarvoor. Ons loof en ons prys U daarvoor, en ons sê vir U dankie. Help ons om op U gefokus te bly ook nou, wanneer ons die woord luister, en hoor dat U ook bereid was, Jesus, om vir ons te sterf, bereid om te offer, dat ons dit sal begryp, sal verstaan, dat ons eie kan maak, maar ook hierdie boodskap aan ander mense kan uitdra. Ons is op pad na Kerstyd toe, ons is op pad na die tyd wat ons weer U geboorte herdenk, en daarom wil ons ook so 'n bietjie stil staan om na te dink oor wat dit vir ons beteken, werklik beteken, om U te kan ken, om hierdie Kersseisoen op die regte manier te kan vier. Ons bid dit alles in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, dis nou amper Kerstyd, as jy om die draai, ek sien die kinders by die skool het kersboontjies gemaak, en vandag toe sê Amy vir my, gaan 'n kersboom onder die kersboom sit. Toe dog ek, hy wil nou ons kersboom buite onder 'n denneboom gaan sit. Toe sien ek, hulle het klein kersboontjies gemaak, wat hulle onder die kersbome kan sit. Goed, so, en dit is so belangrik, dat ons dan verstaan, waaroor Kersfees regtig gaan. Gaan dit oor die boom, gaan dit oor die geskenke, of gaan dit uiteindelik dan oor Jesus? En die vraagie, wat ons nou die volgende paar Sondae so gaan hanteer, is, waarom Jesus? Ons gaan 'n bietjie gesels oor, waarom Jesus? Hoekom het Jesus vir ons kom sterf, en gekom, en mens geword, en wat dit alles vir ons beteken het? So ons staan so 'n bietjie rondom dit stil. Matteus 20, vers 20. Toe het die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus, Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus kniel voor hom, om hom 'n guns te vra. Wat kan ek vir u doen? Sê hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my, hierdie twee seuns van my, dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk langs U mag sit, een aan die linkerhand, een aan die regterhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regterhand of aan my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir wie die Vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot mense die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Die laaste versie is dan ook ons fokusgedeelte, fokusteks. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ek wil nou vir jou gou vra, wat is jou prentjie, die prentjie in jou kop wat jy het, van daai tyd toe Jesus gebore was? As jy in die geboorte van Christus dink, dit wat ons lees in die Bybel, wat se prentjie skets jy in jou kop? Het jy daarso, 'n prentjie van 'n stille, rustige nag, waar twee mense angstig in 'n herberg sit en wag, of soek na 'n herberg dan, en dan later daar sit en wag binne in die herberg, nee. 'n tyd van vrede, amper soos die tipe vrede wat ons nou oor hierdie tyd het, is miskien 'n kunsmatige vrede, wat ons hier rondom Kerstyd skep en maak, nee, met liedjies wat speel en alles, dan is almal en alles skielik baie lief vir mekaar, so vir 'n tydperk tot na Kerstyd, dan gaan daai vrede ook maar weer weg. 'n Nag, as jy die prentjie in jou kop sien, is dit 'n nag vol verwondering. En mens kan nogals daai
gevoel kry, en ek dink die mense in die Bybelse tyd moes dalk ook daai gevoel van afwagting en verwondering gehad het. Hulle moes beslis aangevoel het, daar was iets spesiaals aan die kom, iets aan die gebeur, miskien nie almal nie, maar baie van die mense moes dalk tog gevoel het, hier's iets aan die gang, iets spesiaals gaan binnekort gebeur. En dit was waarskynlik ook 'n tyd van vrede gewees, of ten minste van die Romeinse Ryk gewees. Onthou nou, die Romeinse Ryk was nou daar in Israel, het hulle onder hulle bewind gehad, maar die ou Rome, Griekeland, 'n groot deel van die destydse wêreld, soos wat die mense dit geken het, was amper vir hulle die hele wêreld wat Romeine in besit gehad het, selfs die hele daar van Engeland en Ierland wat hulle in besit gehad het onder hulle mag. En keiser Augustus se sensusopname is vir ons 'n aanduiding daarvan dat dit 'n tyd van vrede moes gewees het. Jy kan net as 'n keiser so 'n sensusopname maak om te wys dat jy in beheer is van sake, dat daar vrede is en ook so jou mag tentoonstel. Daarom kry jy al die mense bymekaar en sê net, kyk net hoe goed gaan dit, kyk wat so groot keiser en leier is ek, en kyk wat so vrede is daar in my land, daar's vrede, ek is in beheer van hierdie land, kyk hoe baie mense is onder my en leef onder my. Tog was alles ook nie so rustig en so vreedsaam as wat 'n ou sal dink nie. Tog was daar baie onrustigheid. Mense was in rep en roer gewees. Om boonbehalwe die feit dat jy vir kilometers ver moes reis en dat dit onveilig was op die pad, jy was maklik oorval deur rowers, daarom dat Jesus later die gelykenis van die barmhartige Samaritaan kan vertel. Almal het geweet, hulle kon resoneer daarmee om te weet dat dit daar gevaarlike dele is waar jy loop, waar jy maklik oorval kon word deur rowers. So hulle het ook maar daai vreesde gehad. Boonbehalwe dit was die Joodse bevolking ook lastig geval, gereeld lastig geval deur die Romeinse owerhede en gepla. En een van die skrywers hier rondom Jesus se geboorte, in die tyd van Jesus se geboorte, Lactantius skryf as volg. Hy vertel ook hoe die Romeinse burgers die Jode hanteer het. Hy sê, die Romeinse belastingamptenare het gesorg dat hulle oral inkom en het alles in rep en roer gebring. Die akkers is meter vir meter, en die akkers is nou nie die akkers wat die boom uitval nie, vir die kinders nie. Groot mense weet, dit praat nou van die land wat in akkers gemeet is mos 'n meting. En dan sê hulle die akkers is meter vir meter opgemeet. Elke wynstok, elke vrugteboom is getel en die aantal mense noukeurig aangeteken. En in die stede is die bevolking op hope gejaag. En al die markte was oorvol met families wat in groepe aangetree is. En oralste kon jy krete hoor van mense wat sleg behandel is en geslaan is sommer deur die Romeinse soldate en ondervraag is. In die foltering van daardie ondervraging het jy gehoor. Die amptenare het inligting by mense gekry deur paas en seuns, ouers en kinders, mans en vrouens die mekaar af te speel, né? Met ander woorde, praat of ek gaan jou vrou iets aandoen, of ek gaan jou man iets aandoen, of ek gaan dit met jou kind doen, of wat ook al. En so het hulle inligting gekry, en dan skryf hierdie skrywer nogal so ewe, hy sê soms ook inligting van goed, hulle het dinge verklaar wat hulle het, alles verklaar wat hulle het, en selfs goed wat hulle nie eers het nie, uit vrees het hulle verklaar. Dit is die wêreld waarin die Jode gelewe het, onderdruk, en baie van die mense onder die Romeinse Ryk ook, sekerlik nie net Jode nie, maar baie nie Jode, sou hierdie vrees en hierdie onsekerheid gehad het. Keiser Augustus, die Romeinse Ryk, het 'n vrede afgedwing op die mense. Daarom dat jy nie gewaag het ook om 'n treukie links of 'n treukie regs verkeerd te sit nie. En hierdie mense, hierdie metodes is toegepas van hierdie Romeinse soldate is toegepas, amptenare is toegepas, ongeag ouderdom, geslag, wat ook al, gesondheidstoestand, reg deur die bank het hulle hierdie mense so sleg behandel. En dan kan mens nogal staan dink dat Johannes, as hy skryf, die lig het na die wêreld toe gekom, dan kan mens verstaan dat hy Jesus so beskryf as die lig wat na die wêreld toe gekom het. Want in die mense se lewens moes dit baie donker gevoel het. Dit moes regtig vir hulle gevoel het of daar nie lig is nie. Daar's nie hoop nie. Vir baie mense moes dit so gewees het. Maar ons weet ook dat die rep en die roer wat in die wêreld in mense se harte was, is nie net veroorsaak deur
byvoorbeeld hierdie amptenare wat hier in jou huis ingestorm het in die middel van die nag, of sensusopnames wat gedoen moes word waar jy vir kilometers ver moes gaan nie, maar was ook as gevolg van die sonde in mense se lewens. Die sonde wat in mense se lewens geleef het 'n donker mag ingebring, 'n donkerte in hulle harte ingebring, sodat alle mense reg oor die wêreld, selfs die waarvan die Romeinse ryk nie geweet het nie, wat hulle gedink het aan die einde van die wêreld is, reg om die wêreld, het mense ervaar en besef, ons het lig in ons lewens nodig, ons het redding nodig, ons het iemand nodig wat kan ingryp en vir ons kom help uit hierdie benoude situasie uit. Dis waarom Jesus ook gebore is. Dis waarom hy na die wêreld toe gekom het. Maar weet jy wat, Jesus se geboorte, sy menswording, was nie alleen, was nie genoeg gewees, en sou ook nie genoeg gewees het om die mense te help en hulle te red nie. Dit was nie maar net 'n vertroosting nie. Nou is Jesus gebore en hy het mens geword. Julle weet daarom net dat God ook mens geword het, om so saam met ons 'n bietjie swaar te kom kry, en toe sy later weer terug hemel toe nie. Nee, Jesus moes meer as dit doen. Hy moes self deur hel gaan. Hy moes hom aan die dood oorgee, om vir my en jou ook te red van hierdie helse bestaan van die sonde, en van die donker, en van die benoudhede. Aan die voorhand van die dag, dis nou daar in die Tweede Wêreldoorlog, die laaste dag wat hulle gehoop het om Hitler totaal en al te oorwin en Europa te bevry van die tyranniese mag van Hitler en die nazi-regime, het generaal Dwight D. Eisenhower, of Ike, soos wat die mense hom geken het, die bemanning en die weermag mense hom geken het, tyd saam met die manne van die 101 luglanddivisie spandeer, landingsdivisie gespandeer. En terwyl die manne hulle vliegtuie reg gekry het, het Ike van soldaat na soldaat gestap, en het hulle gaan bemoedig, woorde van bemoediging geuiter, hulle probeer aanspoor. 'n Korrespondent het geskryf dat Eisenhower sy hande diep in sy broeksakke en sy oë vol trane was, toe die vliegtuie daar opstyg en vertrek na Europa toe, met die hoop om met die dag die finale slag te slaan. Eisenhower self het na sy kwartiere toe gestap, by sy lesenaar gaan sit, en hy het 'n pen en 'n papier geneem om 'n boodskap te skryf. 'n Boodskap ingeval die inval nie sou slaag nie, daar 'n nederlaag sou wees, en hierdie brief moes by die Withuis afgelewer geword het. Die brief was net so kort soos wat dit dapper was, en dit het gelees: ons landings het misluk. Die troepe, die lugmag en die vloot het alles gedoen wat heldemoed en pligsbesef kon. As enige een 'n fout gemaak het en die skuld vir die poging moet kry, is dit ek alleen. Wat 'n dapper generaal, genoem die generaal vol opofferings as gevolg van hierdie brief, as gevolg van die dinge wat hy gedoen het en sy manier hoe hy geleef het ook in hierdie tyd. Weet jy wat? Jesus het hier gestaan en gekom na die aarde toe, ons kom bemoedig en vir ons daar in die duister ingestuur, en teen die duister magte uitgestuur en gesê, ek hoop alles sal goed gaan nie, moenie bekommerd wees nie, ek is net hier, ek is nie ver van julle af nie. Nee, hy het meer as dit gedoen. Trouwens, hy het ons glad nie gestuur nie. Hy het gesê, ek sal gaan. Ek sal in jou plek gaan. Ek sal hierdie taak en hierdie pad namens jou gaan stap. En hy het die pad teen Golgotha uitgeloop. Hy het sy kruis gedra, en hy het vir my en jou daar op Golgotha, het hy gaan sterf. En op Golgotha het hy gesê, ek neem jou oortredinge, jou foute, jou dinge wat jy verkeerd gedoen het, neem ek op my, en ek hang dit aan hierdie kruis. Hy het gekom om van die sonde af te reken, om sy lewe te gee, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, vrygemaak kan wees, sodat ons lig in ons lewens kan wees en die duisternis verdryf kan word. Dit
maak van Jesus die ware verlosser. Daarom staan daar in Matteus 20 vers 28, so is dit ook met die Seun van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus het gekom om sy lewe vir my en jou te gee. Hy is nie die generaal van opofferinge nie, hy is die God van opofferinge. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Dit is die antwoord, een van die antwoorde waarom Jesus, wat ek en jy vandag vir mekaar kan sê. Waarom Jesus? Want Jesus was die enigste ene, is die enigste ene, wat hierdie redding vir my en jou kon bewerkstellig, wat ons kon red van hierdie nood, en van hierdie donker nag, en vir ons die ewige lewe kon gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, dat Jesus Christus vir ons kom sterf het. Dat hy die pad na die dood toe aangedurf het, om vir ons die lewe te kom oopsluit, die ewige lewe oop te sluit, om dit wat ons verhinder daarvan, om vir ewig by U te kan wees, uit die weg uit te ruim. Here, terwyl Jakobus en Johannes se ma gegaan het om te vra vir ereplek in die hemel, het hulle nog nie eers mooi verstaan, dat voordat hulle kan dink aan 'n plek in die hemel, hulle eers moet weet, hoe gaan hulle daar kom nie. Eers moes geweet het dat die poorte na die hemel toe oopgesluit moes word vir hulle nie, en die poorte na die hel toe toegesluit moes word vir hulle, deur die bloed van Christus nie. Hulle moes dit eers verstaan, dit eers beleef en ervaar. Here, as ek en almal van ons dit besef en ervaar en beleef, dan besef ons hoe onbelangrik dit is om bekommerd te wees oor 'n linker of oor 'n regterhand plek by God in die hemel. Maar hoe wonderlik dit is om te weet dat ons toegelaat word om saam met U aan die bruilofsmaal deel te neem. Dat ons almal wel 'n plek in die hemel mag hê, deur die vergifnis en deur die bloed van Jesus Christus. Dankie daarvoor. Dankie dat U ook nie vaskyk in mense nie, in prestasies nie, menslike dinge of prestasies nie, maar dat U ons kom red. U bied hierdie redding vir ons aan, onvoorwaardelik. Met ander woorde, dat ons nie eers sekere dinge hoef te doen nie. U sê, kom na my toe. Dit wat nodig is om gedoen te word, en die verandering in ons lewens wat moet plaasvind, sodat ons die lig in ons kan hê, en al hoe meer die lig kan uitstraal na buite toe, sal U kom doen deur die Heilige Gees en deur U krag, en U vra vir ons net die bereidwilligheid, net om te sê, ek glo. En wanneer ons sê, ons glo in Jesus Christus, dan gebeur die wonderbaarlike ding in ons lewens. Ons word weergebore, ons word herskep, ons word hernuwe, en ons kan weet, ons kan die ewige lewe saam met U hê. Dankie dat U bereid was om op te offer, dankie dat U bereid was om vir ons te sterf, en dat U daai pad vir ons kom stap het. Ons loof en ons prys die Here, mag ons elke dag bewus wees daarvan, maar mag ons ook hierdie boodskap uitdra aan die mense daar buite, want daar is soveel mense wat dit nie weet nie, wat dit nie besef nie. Mag ons die boodskap van hoop, van ewige lewe ook aan hulle deel. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing, die lied 514 sê, ek weet verseker, en jy kan dit uit jou hart uit sing, en jy kan sê, ek weet verseker dat Jesus leef. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore,
sy bloed, is daar nou vrede hier in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Ontvang dan nou die seën van die Here. En as jy hierdie seën ontvang, dan ontvang jy die belofte van hoop, dat God nie net op 'n afstand staan en kyk nie, maar in jou hart leef deur die Heilige Gees. Dat Jesus Christus vooruit gestap het om plek vir jou voor te berei en dat hy saam met jou gaan. Vader, Seun en Heilige Gees, elke oomblik, elke dag, mag jy opkyk en mag jy besef dat deur Christus kan jy lewe. Amen.